Dag sê, ek is besig met 'n reeks oor Jesus se woorde daar in Matteus 5 vers 13 tydens die bergprediking, waar hy gesê het, julle is die sout van die aarde. Nou in die vorige oordenking het ek genoem dat sout 'n simbool van reinheid is en dat dit smaak aan voedsel gee. Maar daar's ook 'n derde belangrike betekenis van sout. In die antieke tyd was dit nog belangriker as vandag. Sout is naamlik bederf of verderfwerend. Dis interessant dat in 'n tyd toe daar nie middele soos antibiotika en penicillin was nie, dat sout as 'n antiseptiese middel gebruik is. Nou is daar geen betoog nodig om te bewys dat die wêreld waarin ons vandag lewe al hoe meer in die verderf wegsink nie. Dit is al hoe meer besig om sosiaal, moreel, eties, geestelik septies te raak. Terwyl daar fenominale tegnologiese ontwikkelings en 'n toename in kennis is, neem geestelike en morele bederf en verderf teen 'n skrikwekkende tempo toe. In hierdie opsig kan allermins van evolusie gepraat word. Inteendeel, ons moet eerder praat van 'n geestelike en morele devolusie. In hierdie wêreld waarin die kerk hom bevind, wil die Here hê ons moet bederfwerende sout, 'n antiseptiese middel, 'n antibiotikum wees. Ons moet ons nie isoleer van die wêreld nie, ook nie kompromiteer met die wêreld nie. Ons moet die verderf afweer en keer. Dit is 'n werklikheid dat 'n ware kind van die Here 'n duidelike invloed op die mense en omgewing rondom hom of haar uitoefen. Jy self het dalk al ervaar dat ongeredde mense dikwels ongemaklik en versigtig is met hoe hulle optree en praat in die teenwoordigheid van 'n geestelike, toegewyde Christen. Dit is egter logies dat dit net sal gebeur as 'n Christen se lewe konsekwent die waardes van die Bybel weerspieël. Daar is niks wat jou en my invloed en getuienis soveel skade kan aandoen as wanneer ons self aan die verkeerde meedoen of betrap word, dat ons nie uitleef wat ons verkondig nie. Dit is moeilik om jou getuienis na die tyd te herstel. We must walk the talk. Aan die ander kant wil dit lyk of daar in die teenwoordigheid van 'n geesvervulde gelowige iets in die geesteswêreld gebeur, selfs sonder dat die ander van jou Christelike oortuigings bewus is, oefen die een wat in jou woon, die sterker een, 'n invloed uit op die wêreld rondom jou. Is ons meestal onbewus. Sal ek en jy die Here vra om ons hierin te help en te gebruik. Here, ek bid dat U my ook sal gebruik, my lewe, my invloed, as 'n geestelike antibiotikum in 'n siek en verdorwe wêreld. Amen. Alles van die beste tot 'n volgende keer.